Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag 8 Maart, Hemelsgesindheid. Kom ons open met gebed. Liewe Here, ons dank U weer eens vir nog 'n dag om U woord te kan bestudeer. Lei ons asseblief dat ons hierdie studie tot eer van U naam mag nadink. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Kolossense 3 vers 1 tot 4. Watter toestand volgens Paulus word benodig om hemelsgesind te wees? En wat dink jy beteken dit? Ons lees Kolossense 3 vers 1 tot 4. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat in ons lewe geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Kolossense 3 vers 1 tot 4. Vanaf die kruin van 'n berg is dit moontlik om 'n uitgestrekte landskap rondom jou waar te neem. Van onheuglike tye af al was berge besoek deur diegene wat 'n intieme ondervinding met God wou hê. Psalm 121 vers 1 en 2 sê vir ons, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Selfs mensgemaakte berge, wat ziggurats genoem word, was deur die heidene gebou vir 'n soortgelyke doel, om met die gode kontak te maak. Dit is baie interessant dat die stad Ur, waarvandaan Abraham geroep was om te trek, 'n baie groot ziggurat gehad het, wat vir kilometers rondom sigbaar was. Maar om jou hoogte te verander, sal nooit op sigself enige iemand in 'n geestelike sin nader aan die hemel bring nie. Die mense poging kan dit nooit regkry nie. In plaas daarvan is dit net deur 'n wonderwerk van genade, waardeur ons saam met Christus sterf en saam met hom opgewek word, wat figuurlik deur die doop voorgestel word, om moontlik nader aan die hemel te kom. Kolossense 2 vers 12 en 13 sê vir ons, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Kolossense 2 vers 12 en 13. Let op na die herhalende beklemtoning van wat bo is in Kolossense 3. Dit wil sê wat daar in die hemel is, die dinge daarbo, waar Christus is, weer die dinge wat daarbo is, saam met Christus en saam met hom in heerlikheid. Kolossense 3 vers 1 tot 4. Weliswaar, daar is baie in die Christelike lewe wat verduideliking nodig het. Hoe kan 'n persoon werklik sterf en opgewek word wanneer, soos dit lyk, hy of sy dieselfde persoon is wat nie so 'n leef en sterf ondervinding gehad het nie? Daar is baie wat nie sin maak vir die gewone verstand wat nie deur die Heilige Gees beïnvloed is nie. Maar vir hulle wat geestelik gesind is, omdat hulle die nuwe hart ontvang het wat deur God beloof word en dood is vir sonde en opgewek is saam met Christus, is dit onvervalste werklikhede. Soos die volgende lied bevestig, U vra my hoe ek weet hy leef. Hy leef hier in my hart. Nietemin, Paulus gee hierdie bevele want daar is 'n konstante nood vir die innerlike mens om vernuwe te word. 2 Korintiërs 4 vers 16 sê vir ons, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Ons kan inderdaad verval en verlore raak,
en ons is nooit veilig teen versoeking in hierdie lewe nie. Ons moet dus daagliks kies om volgens Kolossense 3 vers 1 die dinge daarbo te soek. Ons ewige lewe is veilig saam met Christus verborge in God, soos Kolossense 3 vers 3 dit stel, maar die uiterlike van daardie lewe sal alles behalwe versteek wees. Waar is jou gedagtes? Gewoonlik daarbo of gewoonlik op die aarde? Indien die laasgenoemde is, hoe kan jy die rigting daarvan verander?